Kom ons val in by die Weskus hawe dorpie Lambert's Bay, so 250 km noord van Kaapstad. Dit is vernoem na admiraal Lambert van die Britse vloot, wat in die 1830s 'n marine opname hier gedoen het. Iersaad is vroeg uit die vere om saam met die plaaslike vissermanne kreef uit te haal, want ons is hier vir proe. Wel, ek het my rooi goud so, kom ons kry hulle gaar. Die plan is om by eetplekke aan te klop vir hulle staatmaker kreefresepte. En vir die wat dadelik dink dat die bestanddeel duur en moeilik bekombaar is, onthou die kreefseisoen is weer oop oor Paasnaweek. As jy nie naby die see woon nie, is dit dalk tyd om 'n kusvakansie te reël, want daarna is dit toe tot in November. Maar wag, hier is ons nou by Isabella's waar ons 'n dis genaamd vinnige kreefgereg gaan maak. Die krewe lewe nog, hoe nou gemaak? Ons gaan hulle nou in die koopwater sit en dan kook ons dit nou vir 5 tot 6 minute. En nadat ons die pot het gehaal het, sit ons in die water, dan spoel ons dit af en borsel hom deeglik deur. Die rede hoekom ons hom afborsel is omdat daar weer soos vetterigheid op die kreef is. Dis hoekom ons hom afspoel en dan sit ons hom op 'n blad neer en dan sny ons dit op in die helfte deur. Dan haal ons die derm uit. Daar's 'n derm in die middel van die kreef en dit kan jy mos nou nie eet nie. Ek bly om te sien jy gebruik die hele kreef, want baie mense dink ons gaan net die stert eet. Nee, Irshan, hier is nog vlees in die dop ook. Ons gaan nou begin om die eie te braai. Ons gooi 'n bietjie olyfolie in die pan en dan gooi ons die eie in en dan die green peppers. Dan sit ons die opgesnyde kreefstukkies sit ons in die pan. Dan as hy nou lekker ligbruin is en dan vat jy jou soppoeier pakkie, dan gooi jy dit by die kreef. Daar roer jy dit tot dit dikker raak. Dit word op tagliatelle bedien met 'n slaai en petersilie aardappels. Op pad na die volgende restaurant neem Anna Saal Iersaad op reis na die ou dae, toe haar ouers in die vissersbedryf was. Sjoe, maar Anna, jy het aan 'n lekker ryding gereël hierso. Ek moet sê Lambert's Bay is lekker rustig, maar was dit altyd so gewees? Ja, Irshaad, en van jare terug was hier baie stories om te vertel, want ons ouers het toe ons nog kinders was, het hulle in die visfabriek gewerk. Hier was makrele ingemaak en sardyns was ingelê hier in die dorp, in die fabrieke en in die midden van die nag of dit maak nie saak watter tyd van die dag nie. As die bote ingekom het en die mense het baie vis, dan het die fluitjie geblaas en ons moeders moet opgestel om te gaan werk. En destyds het die mense baie vis verwerk hier op Lambert's Bay. Die vis was uitgevoer na ander plekke, ek dink stellig oor see ook, en ons het vir baie jare kon ons lewe uit die see. Vroeger jare was hier blykbaar soveel kreef in Lambert's Bay se waters dat die vroue hulle rokspante geknoop het en in die vlak water gevang het. Anna laai Iersaad af by die plaaskombuis wat aan Kitta Burger en haar man Herman behoort. Die gebou was eens die huis van 'n Britse ingenieur wat in die vroeë 1900s hierheen gekom het om die gestrande sibbelskip uitmekaar te haal. Kitta sê haar gunsteling rooi goud resep is pannekoek met 'n kaserige witsous kreefvulsel. Dit proe fantasties, maar jy het nie gesê jy gaan vir ons nog 'n resep maak nie. Ek gaan vir jou nou baie vinnige kitsresep wys. En dit is net om kreefstertjies of enige stukkie van die kreef lekker te bak in 'n beslaggie. Jy maak net 'n vinnige beslag vir jou van 'n koppie bruismeel, 'n koppie water en 'n eier. En dan doop ons nou daai stukkies kreef of die stukkies kreefsterte daarin en ons bak dit in diep warm olie tot dit so oppof. Hoewel Weskus kreef reeds deur die eerste Portugese navigeerders geniet is, het dit eers aan die begin van die 1900s onder plaaslike inwoners gewild geraak. Voorheen het vissermanne glo gemeen die lekkerny is 'n pes en het die wat aan hom net vasgesit het bloot oorboord gegooi. Waans vol dooie kreef is bymekaar gemaak en as misstof aan boere verkoop. Iersaad, hoe smaak hierdie laaste stukkie kits enetjie nou? Dis nou oor die Weskus proe. Maar ek sien hier kom jou laaste geleentheid nou na die volgende restaurant, so jy sal nou maar alles net so moet los. Ek sê vir jou baie dankie en totsiens. Nog 'n burger by name Gerrit het aangekom om vir Iersaad met 'n ou druiwetrop te kom haal. Hy is in Lambert's Bay gebore en is sedert die begin van die 90's terug hier. Gerrit was 'n ruk in die klerebedryf, maar het toe sy passie vir kuns gevolg en beeldhouer geword. Gerrit, wat is dit omtrent hierdie area wat jou inspireer om jou kuns te beoefen? Weet jy, dis die oop ruimtes, dis die rustigheid, dis 'n plek waar ek groot geword het. Dis 'n ongelooflike omgewing met die beste weer. Ek dink dit is seker een van die geheime van Lambert's Bay is die lekker weer.
Die derde restaurant waarin hulle op pad is, kruip letterlik agter en onder 'n klip weg. Vandaar die naam Bosduifklip. Heel gepas dat ons hier stop, want kreef hou meestal op rotsagtige dele in die see. Dit neem tussen 7 en 10 jaar vir 'n mannetjie om die vangbare grootte te bereik en tot 20 jaar vir 'n wyfie. Dus belangrik dat ons hou by die permit groottes en getalle wanneer dit kom by die uithaal van kreef. Ek sien jy's al reeds besig met die sosaties. Ja, ons is besig hier om 'n kreefsosatie te maak. Ons gebruik rou kreef wat ons dan 'n stukkie spek omdraai en dan ryg ons dit in op 'n stokkie met pineappel, stukkies en stukkies agurkie en dan is dit 'n absolute heerlike voorgereggie saam met 'n heerlike pineappelsousie. Die sosaties word op 'n matige vuur gebraai totdat die spek krakerig is. Hoewel die kreef rou op die stokkies geryg is, word dit mos sommer vinnig gaar. So hou net die spek dop. Kom ons vind intussen uit hoe om die sous te maak. Ons maak het met 'n bietjie fyn geraspelde kaas, 2 eetlepels mayonaise en 2 eetlepels kondensmelk en dan voeg ons die fyn geraspelde pineappel by. Die sousie werk blykbaar ewe goed met 'n kreef fondue. Sny die kreef in happie groottes, verhit olie in die fondue pot, maak gaar en doop in die pineappelsous. Nou het ons almal 'n hele paar nuwe of is dit ou maniere om aan kreef te smil. So baie dankie aan al ons kokke. Almal by die huis. Totsiens, tot volgende keer.